Goeiedag luisteraars en kykers. Jy is of ingeskakel op die Orania Beweging se program 95.5 FM hier in Orania of jy volg ons op ons YouTube kanaal. Laat weet ons gerus in die kommentaar van waar af jy inskakel. Vandag praat ons oor die 2 V's. Ons begin met veiligheid. Gesels met weerbaarheidsbestuurder Teens Wessels oor onlangse suksesse deur Orania Veiligheidsdienste. Bietjie later gesels ek met Frans de Klerk hier by die Orania Beweging oor vryheid. Wat is Orania se doel, wat is Orania se drome en hoe word vryheid gebou? So as jy belangstel in een van die 2 V's, skakel gerus in en luister of kyk lekker verder saam. Teens Wessels is die weerbaarheidsbestuurder by Orania Veiligheidsdienste. En soos baie van julle dalk in die media gelees het die afgelope tyd, het OVD onlangs suksesvol bygedra tot arrestasie wat gemaak is van motordiewe. Teens, baie welkom. Baie dankie, Joos. Teens, julle het onlangs samewerking tussen die Orania Veiligheidsdienste beheerkamerpersoneel en die vrywilligers en voltydse personeel op die grond, het julle saamgewerk en gehelp dat arrestasie gemaak is van motordiewe, is dit reg? Dis reg, ja. So verlede Vrydag gewees. Wat het gebeur? Ja, ons het die inligting is ontvang deur ons beheerkamer wat soos altyd gereed is om enige inligting en klagtes te ontvang, dat daar 'n gesteelde voertuig in ons rigting op pad is. Die beheerkamer het my in kennis gestel, ek het toe dadelik van die vrywilligers geaktiveer en gesê hierdie voertuig is op pad. Ons gaan toe nou ook die verdere besonderhede kry van die voertuig, die saaknommer ensovoorts wat in die Kaap gemaak is. Ek het dadelik van der Kloof polisie stasie geskakel. Ons het daar 'n goeie vertroueling wat ons baie keer help en ons het hom ingelig van hierdie voertuig wat op pad is. Ons het hom toe hier ingewag by Orania. Die kameras het weer eens gehelp om sy vordering in die rigting van Orania vir ons te rapporteer. Ons het toe eers seker gemaak dat hy nie in Orania inkom nie. Mense weet nie wat is hierdie, of is daar dalk iets op pad, 'n gevaar vir Orania self nie. Hy het gelukkig verbygery. Hy het wel een van die insittendes afgelaai wat vir ons bietjie verdag was, maar die kameras kon hom verder monitor, die een wat toe te voet in die dorp is. En ons het gereël met Van der Kloof dat hulle dan nou die pad toemaak nader aan tussen hier en Van der Kloof. Die voertuig is suksesvol afgetrek, die arrestasie is gemaak en dit is ook toe nou bevestig dat die voertuig wel as gesteel aangemeld is. Wel, eerstens baie geluk, dit wys jou hoe die samewerking van die parate beheerkamerpersoneel, die veiligheidsbeamptes en dan die polisie lei tot eintlik maar veiligheid in ons omgewing. So baie geluk ook met julle poging en almal wat betrokke was van die beheerkamer se kant af. En almal wat verder betrokke is. Teens daar's 'n voltydse stel personeel by Orania Veiligheidsdienste, maar daar's ook heelwat vrywilligers en ek dink dit sluit aan by wat ons altyd sê, Orania se doel is nie, Orania kan vir niemand veiligheid waarborg nie, want ons doel is nie om veiligheid te waarborg nie. Mense wat veiligheid gewaarborg wil hê, kan maar in een van hierdie luxe estates gaan bly. Daar's baie meer fokus daarop. Orania se fokus en ons droom en ons werk wat ons hieraan bou is vryheid. Natuurlik speel veiligheid ook 'n belangrike rol daarin en hoe vryer ons is, hoe meer kan ons besluit ook oor hoe ons eie veiligheid monitor, hanteer en bestuur. Maar julle weet ook by Orania Veiligheidsdienste dat daai verantwoordelikheid van 'n vryheidsdroom ook beteken dat die dorp ook moet betrokke wees en dat enige persoon wat met Orania wil assosieer of hier wil kom woon, ook moet help om daai verantwoordelikheid op te neem, baie keer deur vrywilligers. Ja, ons het 'n wonderlike span vrywilligers wat baie tyd en van hulle eie geld spandeer om te help met Orania se poging en dit is ook nie net binne in Orania nie. Hulle help ons klomp goeders hanteer in Orania. As dit nou of mediese gevalle, brand, voertuigongelukke, maar ook reg in die streek. Ons het goeie suksesse al gehad waar ons boere in die omgewing gehelp het en dit is alles. As jy met die permanente personeel dit wil doen, sal ons nie regkom nie, dit is maar vrywilligers wat ons hande sterk maak daar. Wys mens maar net daai verantwoordelikheid is 'n gedeelde verantwoordelikheid. As ons saam wil bou aan vryheid hier, dan moet almal help om te verseker, ons sê altyd 'n veilige streek is 'n veilige Orania. Teens hierdie motordiewe wat julle gehelp arresteer het, is nie die eerste sukses van
OVD, Orania Veiligheidsdienste buite Orania nie. Is al ander goed wat in die onlangse verlede gebeur het waar julle ook betrokke was? Ja, dus ons het goeie suksesse gehad waar ons weer eens met die boere in die omgewing saamgewerk het, asook die polisie. Ons het kabeldiewe wat 'n groot probleem is reg langs die Oranje rivier met die spulpuntboere, die ouens wat besproei, sukkel met kabeldiefstal. Koper is baie duur, so dit is 'n gesogte ding vir die boewe om te steel en dit het 'n groot effek op hulle oeste. As die spulpunt vir 'n dag of 2 staan omdat hulle wag vir elektrisiteit, het dit 'n groot impak op hulle oes en dan finansiële skade. So boere het ons genader en gevra of sal ons dalk kan help en ons het bietjie tegnologie en van ons toerusting gebruik en ons kon goeie arrestasies maak waarvan van die ouens nou nog verhoorafwagtend is, maar hulle is nog altyd in aanhouding. So dit wys ook dat as al goeie werk gedoen word, dan is dit nie te sê die ouens loop môre weer op straat nie. Ons is betrokke daarso en ons weet hierdie manne is nog in aanhouding en hulle is uit die omgewing uit. En dan het ons ook met veediefstal suksese gehad en ons beheerkamer het al partykeer waarvan ons nie eers betrokke was nie, waar hulle met kamera monitering ander polisiestasies in die omgewing kon aktiveer en dan ook dan nou help met gesteelde voertuie. Speel tegnologie 'n groot rol in die veiligheidsstrategie? Verseker, dit is 'n groot magsvermenigvuldiger. Daarso waar mense baie keer maar self moes gesit het in die nag en self goed dopgehou het, kan mens nou 'n kamera opstel en dit kan help. Ons het 'n hommeltuig wat baie help, nagsig toerusting. So verseker is die tegnologie en goeie toerusting en sonder goeie opgeleide ouens wat die toerusting hanteer, beteken die toerusting ook nie veel nie, maar dit speel 'n groot rol. Teens ons sê altyd 'n veilige streek help met 'n veilige Orania. Ons doen nie net goed wat ons direkte verantwoordelikheidsveld is nie. En die voordeel natuurlik is Orania Veiligheidsdienste is 'n volfiliaal van die dorpsraad, maar dis ook 'n geregistreerde veiligheidsmaatskappy. Ek meen, daar is nie 'n ander gemeenskap soos Orania waar mense tipe van 'n privaat metropolisie amper op die been moet bring en ook na eksterne bedreigings moet kyk nie. Dis 'n unieke stelsel. Orania se hele veiligheidsbestel is 'n unieke stelsel. Maar dit beteken ook dat daar altyd maar planne gemaak moet word, ook met die befondsing daarvan. En ek weet een deel is nou maar om te sê, kom ons kyk hoe kan ons hierdie model bietjie kommersialiseer. Want alles is duur, jy weet, toerusting, brandstof, die brandweerwa wat onlangs aangekoop is, voertuie, kameras, dis verskriklike duur goed. Wat is van die maniere wat mens daai goed help befonds? Ja, die veiligheidsheffing wat die dorp, die inwoners betaal, is maar 'n klein gedeeltetjie. Ons het nog baie ondersteuning wat ons van ander instellings kry om ons eintlik aan die gang te hou. Ons het ook 'n poging om OVD te kommersialiseer waar ons vir boere kameras moniteer, maar dit is ook maar 'n klein druppel in die emmer. Ons sal graag daar wil kom waar ons vir boere 'n groter diens wil lewer waar ons juis help met hierdie bekamping van misdaad, plaasbeveiliging en so voort, maar daar's 'n fyn balans tussen die personeel wat ons permanent kan gebruik vir dit en dan nou die fondse wat gegenereer word. So dit is maar 'n doelwit van ons is om op die einde OVD so kan kommersialiseer dat ons die inkomste kry om meer permanente personeel aan te stel. Ek dink een van die stories wat baie luisteraars en kykers nou ken, is die storie van 'n meisie wat 'n motorongeluk buite Orania gemaak het en haar pelvis totaal vergrys het, maar in die wrak vasgevang was en by gebrek aan enigiets beter moes OVD se personeel en paramedici in die dorp haar met hoekslypers, met grinders uit die wrak uitsny, wat natuurlik 'n gevaarlike storie is, maar wat doen mens nou? Dis wat jy tot jou beskikking het. En daarna het mense gehelp dat OVD kon toegang kry en uiteindelik kon eienaarskap neem, finaal die nodige betalings doen van lewenskake, Jaws of Life, en dit het ook al 'n baie groot effek. As ek nou dink hoeveel ongeluktonele OVD al van klomp mense in die omgewing, hoeveel mense al uit hulle wrakke uitgesny is met OVD se toerusting. Ek dink dis ook 'n baie mooi storie eintlik. Ja, nee, dit het al baie en dis nou al so dat ons gebel word van ver af om te vra, omdat die toerusting in die omgewing nie altyd beskikbaar of bruikbaar is nie, of dit is dalk op 'n ander toneel word dit gebruik. Sover ek weet het dieselfde toerusting en ook Kimberley, en dan is dit ons. So as die
ongelukke naby ons gebeur, dan word ons gou geaktiveer en ons gaan doen ons het al ek glo 'n hele paar lewens gered deur daai mense betyds te gaan uitkry. Teens eerstens wil ek vinnig iets sê net oor die brandweerwa. Julle het onlangs 'n brandweerwa aangekoop. Maar daar moet nou nog baie planne gemaak word om hom te befonds. Dit is net eenvoudige realiteit, daar's niemand wat kom om te help nie. Daar's niemand wat net gaan opdaag as Orania afbrand of as die plase in die omgewing aanbrand nie. Ons moet daai kapasiteit skep. So daar's 'n wa gekoop, maar ons vra ons ondersteuners help ons met hierdie projek en dis eintlik meer as dit. Mense kan eintlik 'n gedeeltetjie van die brandweerwa koop en ook 'n bietjie erkenning daarvan kry. Ja, die brandweer was in goedertrou gekoop eintlik. Ons het in die geloof gekoop. Ons het gesien, ons doen jaarliks ons veiligheidswaarderings en een van ons groot gevare in die dorp is brande. En ons het toerusting om dit mee te bestry, maar soos wat die geboue groter word en soos wat die dorp uitbrei, het ons meer kapasiteit nodig gehad. En ons het net gesê ons moet hierdie lorry koop. En ons het dit gedoen, maar nou is dit is 'n finansiële uitdaging. So mense kan bydra, jy kan byvoorbeeld die stuurwiel koop en daar gaan 'n plaatjie opgesit word om te sê hierdie stuurwiel behoort aan hierdie persoon of hierdie instelling. Daarso agter op die brandweertrok is daar stoeltjies. Waar die bemanning sit. So elke stoeltjie het 'n oortreksel waar jy mooi jou maatskappy of jou instelling se logo kan opsit en dan kan jy op so 'n manier kan dit ons help, maar dan kry jy ook 'n bietjie erkenning en ek dink veral vir mense in die dorp wat Orania ondersteun, sal dit lekker wees om te sê, joh, ek het hom gehelp, daai groot waterkanon het ek bygedra en ons kan skare beheer of brande kan ons blus met hierdie toerusting. So dit kan baie help. Daar's dis nie net brande blus nie, die Orania veiligheidsdienste onluste beheer is natuurlik ook deur daardie brandweer waar op die hoofpomp gekoppel en daar's ook 'n spuit wat sou dit nodig wees om skade te verjaag van welke aard. En ek dink wel dit sal 'n groot eer wees vir party mense om daai stukkie toerusting te koop. Hou dit in gedagte. Dit is enetjie wat ons 'n spesiale prys opgesit het en ons dink dit is 'n handige en nodige stuk toerusting. Teens, dankie vir die werk wat julle doen. Ek dink die gemeenskap is dankbaar. Dit is baie keer 'n ondankbare werk van laat nagte en koue wintersaande en warm somerdae en so aan, maar ons is baie dankbaar vir die rol wat julle speel en natuurlik ook die vrywilligers. So moet mens maar die instelling bou, stukkie vir stukkie. Maar as jy nou kan afsluit en as jy nou so 'n bietjie jou verbeelding kan gebruik. Orania gaan nie vir ewige dorpie wees nie. Ons sê ons volgende mikpunt is 'n stad en dan 'n rolspeler in die streek en dan vryer. Hoe jy help bou aan hierdie instelling, jy is die hoof van die weerbaarheidsafdeling, die vrywilligers en dis meer. Hoe lyk Orania veiligheidsdienste oor 10 of oor 20 jaar? Waarna werk ons? Hoe lyk ons opstelling? As jy 'n bietjie kan droom. Dus ja, die groot droom vir my, wat so 'n bietjie uit 'n militêre agtergrond is natuurlik, ek sal daarvan hou om 50 of 100 permanente personeel in 'n uniform te sien op 'n parade wat deel is van die weerbaarheid en wat dan help ook vir OVD se poging en laat ons in die hele streek waar ons al klaar ons naam staan vasgeskryf in die streek, maar dit moet enige iemand moet met gemak ons kan kontak en ons moet weet ons kan hulle help. Daar's nie 'n probleem met befondsing nie, daar's nie 'n probleem met manne nie. As iemand bel in die omgewing en hulle sê hulle het 'n probleem, dan moet ons gaan uitgaan en ons moet kan help. So ek wil graag hê die instelling moet van krag tot krag gaan, bietjie meer permanente personeel, altyd meer professioneel, altyd beter opgelei en laat ons 'n voorbeeld is vir die res van die land waar vrywilligers en permanente personeel goed saam kan werk en 'n veilige omgewing skep. Absoluut. Nou het julle dit is Orania veiligheidsdienste wat op hierdie stadium 'n professionele kapasiteit het, maar ook 'n groot span vrywilligers van noodhulp, die watervleuel wat na die mediese ongevalle kyk, die beheerkamermanne wat permanent aangestel is, die verskillende spanne wat reageer na sekuriteits- en veiligheidsrisiko's toe, die brandweermanne. Baie dankie vir almal se bydrae en as jy belangstel om 'n stukkie van die nuwe brandweerwa te koop, kan jy gerus die skakel hier onder volg. Nou ja, baie dankie vir die manne van die taakspanne en die taakgroepe en Orania veiligheidsdienste wat ons gemeenskap veilig hou. Dit is lekker om na sulke suksesverhale te luister.
Wat gereeld ietwat minder van 'n suksesverhaal is die manier wat die internet of die media soms Orania beskryf en verstaan. Joost, ek het 'n boodskap van 'n vriend gekry wat aanwysings na Orania toe gesoek het. En op die aanwysings na Orania toe is daar 'n kort beskrywing van wat Orania is. Ek lees graag vir jou. Daar staan: Orania is a white separatist South African town founded by Afrikaners. Dit is 'n tipiese hoofopskrif van miskien 10 jaar gelede, white separatist of die white enclave of isolated town. Hoe hanteer die Orania beweging sulke valstellings? Frans, is interessant, nee, dit is in die eerste sin wat hierdie separatisme eintlik beklemtoon word. En ek dink die groot kwessie daarmee is dit laat Orania oorkom as 'n wegkruipdorpie, as 'n tipe van 'n wegkruipreservaat vir Afrikaners. En dit is nie die doel nie. En dan ontken dit nog ons kultuur ook, jy weet, om ons te reduseer net tot ons veldleer. Om nie te besef ons het 'n ryk gedeelde geskiedenis van alles wat ons in Afrika gedoen het, waar ons eie identiteit eintlik ontwikkel het en gevorm het, sedert 1652 nie. Maar hierdie hele idee dat Orania net dood eenvoudig die volstruistegniek wil volg, kop in die sand wil steek en wil wegkruip, ontken ons kultuur, het ontken ook ons vryheidsstrewe. Ons het nou oor veiligheid gepraat en ons het vir mekaar gesê Orania se doel is nie veiligheid nie. Veiligheid is 'n welkomme bonus, dit is 'n gedeelde verantwoordelikheid wat die mense van die dorp en ons ondersteuners saam opneem. Dit is belangrike beleidskwessies, maar dis nie ons doel nie. Ons sou vryheidsliefhebbers gewees het, selfs al was dit vir ons gevaarlik om dit te wees. Ons sou vryheid gekies het, selfs al was dit 'n kwessie daarvan dat daar uitdagings daarmee saamkom. So ek sê altyd, die twee hoofredes hoekom mense deur die geskiedenis migreer het, is ekonomiese geleenthede, werksgeleenthede en veiligheid. Dit is hoekom mense rondtrek in die geskiedenis van die wêreld. Maar dis nie Orania se doel nie. Ons verstaan dat dit 'n sekondêre voordeel is. Orania se doel is die bevordering van Afrikanervryheid. Dit is die doel en ek dink dis 'n belangrike onderskeid. Joost, hier vind ons daai tipiese woord wat ons so baie in media opskrifte en op internetpublikasies soos hierdie ene vind, dis die woord separatist. En ons verstaan die negatiewe stigma wat rondom hierdie woord bestaan. My kultuur is anders as ander kulture. My geloof is anders as ander kulture. Ek is nie 'n Hindu nie, ek is 'n Christen. Maar waarom word Orania spesifiek met hierdie getekende op 'n klemtoning beskryf van woorde wat hierdie negatiewe stigma het? Frans, ek dink dit gaan daaroor om weer eens om dis reduserend, jy weet, om te reduseer na iets afmaakbaar toe, om Orania te reduseer na gemeenskap en ekstreem te laat oorkom. Ons weet Orania is nie ekstreme gemeenskap nie, ons is doeteenvoudige groep mense wat ons eie vryheid wil bevorder deur praktiese beleid soos ons eie arbeidsbeleid, ons eie instellingsbeleid en dies meer. En daar is 'n baie klinkklare gebruik van 'n woord om dinge in 'n sekere rigting te stuur. Nou ek wil hê die luisteraars en die kykers moet ook 'n bietjie daaroor dink hoe woorde gebruik word in politieke retoriek, hoe belangrike woordeskat in politieke retoriek is. Ons sien goed ontwikkel. Kom ons dink sommer vinnig oor die abortus debat in die FSA waar pro-life en pro-choice, jy weet, dit is woorde wat swaar gelaai is, wat gebruik of selfs natuurlik ook misbruik word om sekere politiek te dryf, jy weet. So dit koppel iets daaraan. Julle vat ons reg vir keuse weg. Dit is natuurlik, jy weet, dit nonsens. Of die ander kant van dieselfde munt is dan om te sê, julle ondermyn die reg tot lewe. So dis gelaai. En ons as Afrikaners moet dink, as daar so 'n aanslag, 'n woordeskat aanslag op ons is dit krities belangrik om ons eie woorde te formuleer, ons woordeskat uit te brei, want dit is ook 'n manier van kultuuroorlog voer, né? So ons moet dink as ons gereduseer word tot iets, hoe maak ons strategie duidelik deur ons woordeskat. Nou daar's baie woorde wat nou al swaar emosionele bagasie deur die jare opgetel het. So ons moet ook aan nuwe woorde dink. Iemand het onlangs tydens ons skakeling met die FSA het ons die woorde let's imagine another South Africa begin gebruik, want die woorde 'n new South Africa is al so besoedel, jy weet, is al so besoedel. En dis daai tipe van goed. Woorde soos Afrikaners verdien en dis ook met die FSA skakeling 'n national home. Nee, dis maklik. Ons kan vir daai internasionale joernaliste en politici denkraamwerk gee wat in 'n enkele woord vasgevang is wat sê ons verdien 'n tuiste. Jy weet, die Duitse woord is 'n heimat. In Suid-Afrika is die woord tuislande al gebruik, jy weet. Dis alles woorde wat politieke inhoud gekry het. Nou
ek wil vir ons luisteraars en vir ons kykers, ek wil klem daarop lê. Dink hoe ons woorde kan gebruik om ons saak te bevorder. As ons doel vryheid is, as ons strategie is om ons vryheid te bevorder en ons sê ons wil dit in 'n sekere gebied doen, ons moet ons mense kry om daar te vestig sodat ons 'n meerderheid in daai gebied kan wees. Hoe kan ons met ons eie woordeskat terugbeklei, ons saak stel, vir woorde inhoud gee om dit te bevorder, terwyl ander elemente dit wil ondermyn? Nou eers die uitdaging is dat wanneer mense oor 'n nuwe konsep wonder of kom ons vat dan nou 'n nuwe dorp wonder, is die eerste ding wat jy sal doen is jy gaan tik daardie woord, daardie konsep, daardie dorp in Google in en gewoonlik is die eerste blad wat opkom is Wikipedia. En ek wil dan vir ons luisteraars, ons kykers uitnooi om self deur die Wikipedia blad te gaan lees en kyk wat daar aangaan. Soms is dit goed om ingelig te wees oor Orania en miskien kan ons 'n bietjie lig op hierdie onderwerp werp sodat ons kan weet wat is akkuraat, wat is die feite en wat is verkeerd. Een van hierdie dinge op die Wikipedia blad wat ek jou oor wil vra is onder die ideologie spasie, onder die ideologie paragraaf word Orania teen die reënboognasie van Suid-Afrika of amper teen Suid-Afrika opgestel. Sou jy saamstem met daardie sentiment? Ja, ons moet nou mooi dink, jy weet, hierso word gesê om hulle self te beskerm teen sekere van die Suid-Afrikanisme. Nou moet ons twee goed onderskei. Suid-Afrika is 'n streek en ons is in daardie streek. Jy weet, dis 'n gebied. Dit is word gesien as 'n nasionale eenheid. Natuurlik in die tyd van die Boererepublieke was al verskeie lande in hierdie gebiede. Was die Boererepublieke wat lande was, die Kaapkolonie wat 'n Britse kolonie was, Natal wat later 'n Engelse kolonie was. Ons het die Zulu en die Xhosa koninkryke en nomadiese mense in Swaan gehad wat rondbeweeg het. So dis eintlik 'n streek. 115 jaar gelede is dit 'n land gemaak. So daar's 'n groot verskil tussen Suid-Afrika as gebied. Ons kan nie teen dit wees nie want ons bly in daardie gebied. Daar's Suid-Afrika as 'n historiese konsep wat baie Afrikaners nog het. Jy weet, Suid-Afrika onder Afrikaner beheer en dan is daar die Suid-Afrikaanse empire, soos ons nou sê, die ANC se inforceer in hierdie dinge en as jy nie hierdie Suid-Afrikaanse kultuur aanvaar nie, as jy nog 'n Afrikaner wil wees of ook een van die ander kultuurgroepe wil wees, dan pas dit nie in hierdie prentjie van die ANC in en dit word soms as 'n wapen teen ons gebruik. Ons moet waak daarteen. Maar die korter antwoord is om te sê Orania is inherent nie bedoel om teen iemand te wees nie. Ons luisteraars sal weet en ons kykers sal weet dat Orania se hele bestaansrede is om Afrikaner belange te bevorder. Ons gaan nie uit om ander mense skade te maak nie. Dit was nog nooit ons doel gewees nie. Eers die president van Suid-Afrika, president Cyril Ramaphosa het op 'n punt in 'n toespraak gesê daar gaan of hulle is daarop uit om grond te onteien van wit mense en dit terug te gee aan ons mense. Dit is nog een van daai tipiese woorde wat gebruik word om narratief te dryf wat ek al geïdentifiseer het is hoe die verskillende kultuurgroepe in Suid-Afrika totaal gereduseer word tot net die kleur van hulle vel. Ons is 'n diverse land met baie verskillende kultuurgroepe. Dit voel soms asof die huidige regering hierdie reënboognasie al die kleure in een pot gooi en dan wil meng tot dit grys word. Jy weet, dit is 'n totale globalistiese tegniek, maar dan is daar die een skeidingslyn wat deurlopend getrek word en dit is tussen wit en swart. Waarom dink jy word dit so gedoen? Wel, ek dink, jy weet, was dit Goldie Meir wat gesê het, for the nation to live, the tribe must die. En dis om te sê, niemand het die kulturele reg om te bestaan as 'n volk nie. Jy het die reg om so 'n bietjie kultuurpraktyke te hê en so aan, maar eintlik moet jy 'n Suid-Afrikaner word. Wat is 'n Suid-Afrikaner? Wel, enigiemand kan 'n Suid-Afrikaner wees. Daar's niks, jy moet maar net gebore wees dan jy 'n Suid-Afrikaner. Nou, volkskap is 'n gedeelde geskiedenis, dis 'n gedeelde taal, dis 'n gedeelde kultuur, afkoms, baie keer 'n gedeelde geloof en dis meer. So dit is iets met diepte. En dit word afgemaak en ek meen in daai opmerking van for the nation to live, the tribe must die. Dit sê die nasie is belangriker, die nasie. Daar's 'n verskil tussen 'n nasie en 'n volk. Die nasie is belangriker as die kultuurgroep. Net so sien ons ook soos wat dit geprioritiseer word, sal mens sien dat humanistiese gebruike, humanistiese reëls word geprioritiseer teenoor ons boor ons Christelike geloof. Jy mag 'n Christen wees, dis net ondergeskik aan alles. Jy mag 'n Afrikaner wees, dis net ondergeskik aan alles. Dit is van hierdie jy weet, hierdie goed wat probeer inhoud gee aan hierdie beginsel van 'n Suid-Afrikanisme. En dis nou interessant, jy sal as jy so 'n bietjie daar afrol, jy kyk nou hierna van die goed wat hier gesien word, sal jy sien dat die oorsprong van die moderne Orania in sy huidige
vorm. Dit kom al van Sabra wat in 66 al begin sê, 'n gebied vir Afrikaners. Nou, wat het jy twee goed? Jy het 'n gebied en jy het 'n groep, 'n volk. Nou, dis hoekom ek net nou gesê het, een van ons woorde wat ons gebruik om mee te dink. Ons mooi dink oor ons woordeskat, dit is hoe ons dink. Nou, daarom het die woorde volk staat bymekaar gekom, 'n staat vir die volk. En dit is in 66 het Sabra al in hierdie rigting begin dink. Nou dit was natuurlik nie 'n baie gewilde standpunt in daardie stadium nie, want Afrikaners het gevoel wel ons beheer in 'n geval alles. Ons het die ekonomie, die weermag, al die politiek, en jy weet mense het gevoel hulle gee iets af, maar nou sit ons met amper niks. Nou sit ons met amper niks. So daar het Sabra al begin sê, hoorie, ons moet begin nie dink oor onsself en oor ons gebied. Just die hoofstroom media, onafhanklike media selfs, internetpublikasies vertel nie altyd die werklike verhaal van Orania nie. Wat doen Orania om sy eie verhaal te skryf? Frans, 'n baie goeie vraag. Nou ek dink mense kan baie video's maak, jy kan baie goed kwytraak en so aan, maar op die ou einde van die dag as jy verhaal wil skryf, moet jy dit leef. Ek dink een van die beste maniere wat ons werk hier by die Orania beweging moontlik gemaak het, ek dink die luisteraars, die kykers sal weet, hoe is Orania geprojekteer met spotprente en dis meer in die vroeë dae, jy weet, in die begin, in die pioniersdae, hoe dit absoluut as 'n grap afgemaak is. En hoe die dorpsraad en instellings in Orania oorrassel, hoe hulle begin infrastruktuur en dienste en bokere opleiding neersit het. Nou is al skielik 'n realiteit. En jy moet nou met daai realiteit begin reken. Nou kan jy sê, ek hou nou nie van die ouens nie, maar sjoe, hulle dorpsraad, hulle dienslewering is op 'n goeie standaard. Sjoe, hulle veiligheidsdienste wend 'n wesenlike poging aan om vooruit te gaan en dis meer. So, nou begin hierdie realiteite dit inhoud gee. En dan sê ek altyd, as ons eie storie wil skryf, as ons wil sê, ons het die reg tot 'n gebied, wat ironies genoeg in hierdie artikel sal jy vind, dat Wally Moosa op daardie stadium en nog in die Mandela kabinet die speaker was, waar hy gesê het, the pursuit for Afrikaner self-determination in this area is a legitimate pursuit. Nee? So dit is daai tyd al geuiter. Is nou ironies dat daar word nie die vorm en inhoud daaraan gegee of erken deur die staat tans nie. Baie beperk so. So, ons moet onsself so uniek as moontlik, so gereeld as moontlik projekteer, identifiseer en uitleef, om dienooreenkomstig dan vir die wêreld te bewys, ons verdien 'n plek. Nou ek dink ook ons kan die luisteraars en die kykers vra, hoe leef Afrikaners dit uit? Wat is die maniere? En vinnig aan Orania kan dink, ek sou sê, eie vakansie daar, is 'n belangrike een. Ek weet nie of jy kan aansluit nie, ons simbole. Nee, wel, ek sal graag die luisteraars en die kykers wil uitnooi. Die Orania beweging het ook verskeie platforms waarop ons nuus, aktuelle sake in Orania, gebeurtenisse hierso deel. Ek dink byvoorbeeld aan hierdie program wat ons nou doen, elke tweede week is ons radioprogram teken in op ons nuusbrief. Elke tweede week kry jy al die nuus en gebeure in Orania. Ons het interaktiewe programme soos Vra jou vraag, waar jy dan 'n gesig saam met jou antwoord kan kry, of stuur vir ons 'n e-pos, inligting by orania.co.za as jy hierdie program op YouTube kyk, in die kommentare, vra jou vraag, maar kry jou inligting oor Orania op die regte plekke, want ons sien hoeveel keer dat daar getekende woorde gebruik word, of waar daar blaatante leuns, of miskien net onwaarhede, of waar 'n bietjie buiging aan die waarheid is op hoofstroom media en internetpublikasies. Ja, ek wonder, jy weet, of die luisteraars ook kan dink aan maniere, voorstelle kan gee, hoe kan ons storie vertel, so dit resoneer met Afrikaners reg oor die land en reg oor die wêreld. Ons weet, ons het oor die wêreld het ons ondersteuners, en ook Afrikaners in diaspora. Of andersins, of hulle idees het hoe ons kan aanhou om ons identiteit uit te bou, om dit te bevestig, om te wys wie ons is. Frans, ek dink die luisteraars wat by die radio luister se tyd is nou omtrent op. So indien jy hierdie program op Radio Orania luister, dan roep ons dit nou tot 'n einde. Indien jy egter op ons YouTube kanaal kyk, dan kan ons natuurlijk nog so 'n bietjie gesels. Gerus, ja. Just Wikipedia vertel verder hier dat Orania post 1994 'n teruggryp na apartheid is. Hoe reageer Oraniërs daarop? Ek dink baie eenvoudig, Frans. Ek dink die hele idee dat Orania 'n devolusie van magte is, dat dit van die grond af opgaan, dat ons onderdruk niemand anders nie. Ek sê gister in 'n onderhoud, vra iemand, is Orania 'n deel van 'n postkoloniale samelewing, so dekoloniseer ons, en dis interessant, nê? Ons word dikwels van daai goed beskuldig. Ons het natuurlik ook teen die Britse rykse imperialiste beklei.
Maar dit is baie interessant, die feit dat ons oor niemand anders wil heers nie. So ons definisie van vryheid is, ons wil nie oor ander heers nie, maar ons wil ook nie oorheers word nie. So dis 'n ding met twee kante, dis 'n munt met twee kante. En dan, om dan nou daar buite sit, Orania se morele hoëgrond, eie arbeid. Niemand word misbruik om ons droom hier te bou nie. Niemand kan sê, ek was maar net 'n werktuig vir die Afrikaners om hulle droom te bou nie. Mense moet erken dat die feit dat Afrikaners hier self werk, is 'n fundamentele verandering, is 'n nuwe strategie. Ons kan dit amper 'n reformatie noem. Daarom skryf ons nie ons identiteit af nie. Ons sê nie, jy weet, alles wat in ons verlede gebeur is net breek kwas verkeerd en alles is sleg en ons voorvaders is sleg nie. Dit doen ons eenvoudig nie. Maar ons reformeer ons arbeidspraktyke wat werklike verandering is. Orania het sy eie simbole in terme van sy eie vlag, eie vakansiedae, ons het net nou daaraan geraak, eie kuponstelsel wat funksioneer as 'n Orania geldeenheid. In alle opsigte lyk dit asof Orania en Oraniërs poog, en ek gebruik hierdie sin baie spesifiek, omdat dit is die vraag wat ons so baie van joernaliste afkry is, asof Orania poog om sy eie land binne Suid-Afrika te word. Is dit die doelwit, of wat is die werklike doelwit van Orania? Orania se doelwit is en was nog altyd vryheid. En dit is ook nie so vreemd om te dink aan verskillende vorme van vryheid nie. Het sy dan nou federalisme, het sy dit dan nou is om te sê, jy weet, 'n ander bedeling, 'n ander bestel, het sy dit is om te sê, erkenne spesiale ekonomiese sone vir Afrikaners, maar ek dink, in ons harte brand daardie droom tog van republikeinse vryheid. En is ook nie vreemd om te besef dat Swaziland en Lesotho, voorheen Britse protektorate, erkenning gekry het as lande op hulle eie, met 'n identifiseerbare bevolking, waar hulle eie besluite vir hulle self kan maak. Nou dis omring deur die Suid-Afrikaanse grondmassa, dit is landlocked, dit is geseël ingesluk deur Suid-Afrika. Maar dit word erken as 'n staat op sigself. Lesotho word erken, Swaziland word erken. En ek dink daar's nie iets verkeerd mee om te sê dat Afrikaners, soos Prof Karel Boshoff gesê het, jy weet, soewerein as dit moet. Soewerein as dit moet, as ons konstant ondermyn word op elke vlak, as ons uitgesluit word uit die ekonomie, as ons jy weet, onregverdig in die howe behandel word, dat ons dan die verantwoordelikheid opneem en iets vir onsself bou. Nou, Orania staan nie in vyandskap nie, ons wil nie ander kulture of instellings ondermyn nie, ons wil doeteenvoudig ons eie bou. Gepraat van vyandskap, Joost, Orania het al erkenning ontvang van verskillende Suid-Afrikaanse politici. Wat se vorms van erkenning was dit en wie was dit gewees? Ek dink die grootste vorm van erkenning, en dit kan die luisteraars en die kykers lees in hierdie artikel, is die hele reeks gebeure rondom van die laat 80s af toe die Volkswag en die Afrikaner Vryheidsstigting saam met ander instellings reg oor die land hulle beywer het vir Afrikaner vryheid, en uiteindelik tot so 'n mate dat die regering moes inhoud gee daaraan en moes erken dat artikel 235 in die 97 grondwet ingesluit moet word. En dit is ingesluit juis om te sê kulture het die reg tot kulturele selfbeskikking. So dit is 'n reuse stap vorentoe en daarop kon ons baie verder bou. Dan het ek genoem van die Wally Musa verklaring. Natuurlik president Jacob Zuma het tydens sy termyn gesê, if all communities could organize like Orania, we would fight poverty in South Africa. Dit is 'n vorm van erkenning. Daar is die voortslepende erkenning wat die ANC Orania moet gee, en dan moet ons natuurlik uitbrei. Ons wil ons mense hier hê. As ons sê ons wil ons mense hier vestig om demografiese meerderheid hier te vorm, dan moet ons verdere erkenning kry. En ons sal aanhou, ons sal ons eie konteks in ag neem, en die Suid-Afrikaanse regering petisioneer, ons sal, ek wil sê, buurlande petisioneer, ons sal die internasionale wêreld, in die FSA en Europa, en wie ook al almal, sal ons petisioneer en sê, ons het hierdie reg. Die ANC het dit reeds gesê, dit reeds erken, dis opskrif. Artikel 235 is daar vir Orania en ander soortgelyke gemeenskappe om op te neem. Ons het nie 'n tipe van 'n alleenreg daarop nie. Ons is een gemeenskap wat dit onder andere wil opneem. Nou wil ons ook vir ander sê, julle moet ook werk daarvan maak, en ons wil vir die regering sê, erken dit wat julle gesê het in die 90's. Gee dit vorm en inhoud. Dis daai ding van, gee dit erkenning, en sê dat julle daadwerklik met julle beste bedoelings dit sal ondersteun dat Afrikaners hier vestig. Gee mense daai gemoedsrus, dat hulle daai opsie het, en laat dan ook vryheid van assosiasie, beskerm die regte van Afrikaners wat wel in Orania wil vestig, en die wat ook verkies om in die res van Suid-Afrika te bly. Joos, van die besoeke was Nelson Mandela, oud-president Nelson Mandela wat Orania besoek het,
EFF-leier Julius Malema was hier toe hy nog deel was van die ANC jeugliga. Met my reg help as ek verkeerd is, Thabo Mbeki het ook al Orania besoek. Guyton McKenzie was al in Orania gewees, baie Suid-Afrikaanse politici, maar dan het ons ook al Orania as besprekingspunt in ander lande gesien, selfs in die parlemente van ander lande. Julle was 'n groep afvaardiging wat die Orania boodskap na Amerika toe gevat het, na Europa toe gevat het, na verskillende lande in Europa. Kan Oraniërs of is daar verwagting van verdere erkenning in die toekoms vir Orania? Frans, as daar nie ten minste 'n verwagting was van groeiende erkenning nie, dan weet ek nie waarmee ons besig nie. Ons droom en ons moet bou daaraan en mense sal nog baie terugslag beleef, maar ons sal ook nog baie tree vorentoe. Wat sal daai erkenning beteken, Joost? Wat beteken erkenning vir Orania en watse vorm sal daai erkenning kan ons daai erkenning verwag? Frans, dis nou so wyd soos die Heer se genade, maar ek dink dit begin daarmee dat die konstante ondermyning van Orania net ten minste gestop moet word. As mens dit kan stop, dat Afrikaners ook met selfvertroue hier kan vestig in die groter gebied en dat die oorspronklike ondertekende akkoord op Afrikaner selfbeskikking, Wally Musa verklaring, artikel 235, dat daai goed werklik inhoud kry en dat dit wat reeds gesê is, dit wat reeds in die grondwet ingeskryf is, op 'n groot skaal op die tafel gesit word en sê, hoorie, ons erken dit formeel, ons onthou wat ons gesê het, jy weet, en ons erken dit formeel. Ek dink dit sal reuse stappe vorentoe wees. Orania as die begin, die groeipunt van 'n gedefinieerde Afrikaner kulturele gebied. Absoluut. Wonderlik. Joost, ons kan nog baie deurgaan oor wat hier op Wikipedia gesê word. Ons het al 'n bietjie van ons gesprek oor internet standpunte weggedryf na Orania strategie, erkenning vir Orania, toekomsplanne vir Orania. Dit is net so 'n belangrike gesprek om te hê, want die voortbestaan van ons mense, die voortbestaan van ons volk lê in ons eie mense se hande. Dit is gesprekke wat ons moet hê. Mense raak soms bekommerd as mens sien hoe ons mense oor die wêreld versprei, hoe ons mense soos baie ander volkere ook maar verslaaf raak in hierdie globalisme. Jy weet, jy verloor jou kultuur, jy verloor jou tradisie, later praat jy net Engels, nie meer Afrikaans nie of watter taal jy ook al is. Dit is net makliker, dit is eenvoudiger en is goedkoper. Jou kinders kan studeer sommer van skool af in Engels, want die universiteit is in Engels. Dit lê in ons eie hande om ons eie mense te red. En dit is hoekom ons besig is waarmee ons besig is. Natuurlik, soos ons hier kan sê, is die stryd soms 'n opdraande stryd. Maar wat is daai, ek probeer nou daai idioom onthou. As vryheid nie so moeilik was om te kry nie, dan was dit in 'n geval nie lekker nie. Was dit ook nie die moeite werd nie. Was dit ook nie moeite werd nie. So Joost, ek sê vir jou baie dankie vir hierdie gesprek. Ek sê vir ons kykers op YouTube baie dankie. Neem deel aan hierdie gesprek, neem asseblief deel in die kommentare afdeling van hierdie video en gee vir ons 'n optuimpie as jy gehou het van hierdie video. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. As daar spesifieke temas is wat julle wil hê ons moet verken in ons volgende radio en YouTube program, laat weet ons gerus, dit sal vir ons lekker wees.